Welkom by die finale dag van ons 2026 leesstofbediening Week van Gebed. Dit was 'n transformerende week waarin ons die hemelse vreugde gesoek het. Gister het ons die dringende opdrag gehoor om ander te nooi om in te kom sodat die meester se huis vol kan word. Ons laaste getuienis kom van leesstof-evangelis Rosette Stoddard. Baie dankie vir die voorreg om my getuienis te lewer. My naam is Rosette Stoddard. Ek is 'n literatuur-evangelis en ek wil nou net vir julle sê ek het nooit geweet wat die woord LU beteken nie. So dis die eerste keer wat ek ooit hierdie woord LU gehoor het, was toe Ina de Tooy ons kerk kom besoek het toe ek nog in Atlasville Kerk was en sy het toe nou daar aangekom met haar uitrusting, jy weet, haar professionele klere en toe sê sy is die LU van die Oosrand, sy is die leier. Ek dink toe dit is 'n politieke party en ek het net by myself gedink, nou wat maak jy nou hier by die kerk? Want dit is 'n kerk, dis nie, jy weet, ek tog sy probeer mense werf vir haar party. En in elk geval my man het toe nou belang gestel in die LU werk, want hy weet ons was lank uit die kerk uit en in 2013 het ons teruggekom in die kerk en in 2015 is ons toe nou albei gedoop. En my man wou toe nou graag weet vir die Here werk en hy het toe nou belang gestel in die evangelisasiewerk. En toe het hy nou met haar gesels, maar ek het regtig nie belang gestel weet in die werk nie. En ek was so half agterdogtig geweest. En hy besluit toe nou nee, hy stel belang in die werk en sy kry toe nou die vorms en alles om in te vul. En toe besluit hy nee, maar hy werk nog, so hy het toe nou gedink dit sal beter wees as ek nou die vorms teken want ek sal nou baie meer tyd hê om nou die werk te doen, die LU werk te doen. Ek teken toe nou maar ek was nou nie regtig lus om die LU werk te doen nie, want ek het gevoel ek is al klaar so besig en my man was ook bipolar of bipolêr in Afrikaans, is maar maniese depressie, so hy het 'n wanbalans in die brein gehad en hy het ook baie weet hy was kronies siek geweest, so ek was maar soos die persoon wat hom gekyk het en ek was baie bedrywig geweest met hom en ek het net gedink, Here, waar gaan ek tyd kry om nog hierdie LU werk ook te doen? Ek het al klaar my man wat na wie ek kyk en omsien. Ek gaan dit nie kan doen nie. Maar ek het toe nou maar die vorms geteken, want my man het 'n baie sterk persoonlikheid gehad, so ek kan nie vir hom nee sê nie, hy is koleries. En hy was nou soos, weet hy was 'n goeie bestuurder en hy het 'n sterk persoonlikheid gehad. Toe teken ek nou maar die vorms en toe word ek nou 'n literatuur-evangelis of 'n kolporteur soos die naam wat ons mos maar meestal ken. En ek gaan toe nou uit met die boeke en ek het toe nou die eerste keer toe ek uitgegaan het, toe het ek nou van die boeke verkoop en Ina kom toe nou daar om te kyk hoe gaan dit nou met my en die uitreiking en die boeke en sy is toe nou so beïndruk want ek het nou die boeke verkoop en ek het my vorms ingevul en hier neem sy 'n foto van my verslag en sy stuur dit vir die ander LU's, die ander kolporteurs. Ek het eintlik baie skaam gevoel en sleg gevoel want ek het nou nie dat sy my nou as 'n voorbeeld gebruik het, want ek het gedog is baie maklik om die boeke te verkoop, maar ek het nie besef dit is eintlik maar die Heilige Gees wat die boeke verkoop het en die Here het my maar net na die regte plekke toe gestuur en ek was gelukkig dat ek van tevore sjokolade verkoop het, so ek het net na my kliënte toe gegaan en hulle het toe nou die boeke gekoop. So ek is nog steeds 'n literatuur-evangelis en ek wil net vir julle sê dat dit is definitief
die Heilige Gees wat jou lei, as jy nie op die regte plek is nie, sal jy nie boeke verkoop nie. Dit is regtig waar jy moet bid en die Here sal jou na die regte plekke toe stuur en hy maak partykeer vir jou deure oop waar jy gedink het jy sal nooit kan inkom nie. En dan gebeur daar wonderwerke en elke week as ons uitgaan of as ek uitgaan, is daar altyd iets wat gebeur of dit nou te doen het met mense wat jy bereik, wat jy dalk net nodig gehad het, of wat net 'n gratis boekie wou gehad het, en wat, jy weet, hulle dalk net die Here nodig gehad het, of iemand wat net 'n gebed nodig gehad het, of net daai oomblik nodig gehad het, wat jy met die persoon deurgebring het. Die Here gebruik jou, en dit is eintlik maar sendingwerk. Ons is sendelinge, ons is die voetsoldate. So as jy voel dit is jou roeping en die Here roep jou, dit is regtig waar 'n werk waar jy 'n doel het en die Here kan jou gebruik en hy sal voorsien. So gaan uit en bid en hy sal die deure vir jou oopmaak. Hy sal jou nooit los nie. En al gaan dit baie keer moeilik, daar is altyd 'n lesie, of hy sal ek dink hy toets ons geloof, maar jy kom sterker uit aan die ander kant en jy groei definitief in hierdie werk. Groei jy as mens, jou karakter, jou geloof, en jy werk vir die beste baas ooit. Want hy sal sorg dat dit met jou goed sal gaan en jy sal definitief oorleef en dit is ewigheidswaarde. So dit is my getuienis en ek hoop dat as jy voel dit is wat jy wil doen eendag, probeer dit, en as dit is waar die Here jou kan gebruik, dit is regtig die moeite werd om hierdie werk te doen. Ek voel altyd dat die Here het 'n doel met ons elkeen. En jy weet nie wat is die Here se doel vir jou nie, totdat jy self probeer het. So dit is my getuienis, en ek hoop julle het 'n geseënde week verder. En ja, dink maar daaraan, miskien wil julle ook eendag hierdie werk doen. Ter afsluiting van ons week verwelkom ons leraar Herman Sutherland. Sy boodskap, rentmeesters wat op die koning wag, stel die finale vraag: wat gaan ons aan die meester se voete lê wanneer hy terugkom om te sien hoe ons sy talente gebruik het? Welkom terug by ons uitgewers Week van Gebed met die tema Rentmeesters wat op die koning wag. Vandag is ons al by dag 7 en ons tema vir vandag is hemelse vreugde in sending. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, terwyl ons u woord gaan open, vra ons dat u tot ons harte sal spreek. Raak ons aan met die Heilige Gees sodat ons totaal toegewyd sal wees tot u sending, sodat ons ook die hemelse vreugde kan ervaar. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons fokus teksverse van vandag kom uit Matteus 25 vanaf vers 14 en daar staan geskrywe: want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente, aan die ander 1 2 en aan die ander 1 talent en aan elkeen na sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die ene wat 2 talente ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat 1 talent ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom om met hulle af te reken. En die een wat 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê: meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom: mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer.
En die een wat 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het een my toevertrou, hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar u nie gestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaar gestort het, en ek sou by my koms, wat aan my behoort, met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan die ene wat die 10 talente het. Want aan elkene wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En werp die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis, en daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Die vraag aan my en jou vandag is, wat plaas jy aan die meester se voete wanneer hy terugkeer? Ons het by die laaste preek van ons 2026 week van gebed gekom. Dit was 7 dae waarin ons nader aan die hart van 'n soekende God beweeg het en sy uitnodiging van genade gehoor het. 7 dae waarin ons geleer het om vry te word van vrees en die behoefte om alles self te beheer, sodat ons met dringendheid van hom kan getuig. Vandag verander die toon egter. Dit gebeur nie dramaties of skielik nie, maar dit is duidelik merkbaar. Jesus beskryf vandag nie net wie God is of wat die kerk moet doen nie. Hy vertel wat gaan gebeur wanneer die meester terugkom om van ons rekenskap te vra. Matteus 25:14 en 15, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toe vertrou. En aan die een gee hy 5 talente, aan die ander 2 en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. Hierdie gelykenis staan in die lig van die ewigheid. Dit sluit aan by die tekens van die einde in Matteus 24 en die verhaal van die 10 maagde in Matteus 25:1-13. Die fokus verskuif nou. Dit gaan nie meer oor die vraag, sal jy waak nie, maar eerder, wat doen jy terwyl jy wag? Hierdie laaste preek bind alles saam ons afgelope week geleer het. Dit laat ons met die mees persoonlike vraag van almal. Wanneer die koning kom, wat sal jy aan sy voete neerlê? Die gelykenis begin met 'n meester wat regmaak om op reis te gaan. Voor hy vertrek, roep hy sy dienaars bymekaar en stel hulle in beheer van sy besittings. Die sleutelwoord hier is toevertrou. Dit is nie vir hulle as 'n geskenk gegee nie en hulle het dit ook nie as betaling verdien nie. Dit is in hulle sorg geplaas met die verwagting dat hulle dit getrou namens die eienaar sal bestuur. In die tyd van Jesus was 1 talent omtrent gelyk aan 20 jaar se loon vir 'n gewone werker. Selfs die dienaar wat net 1 talent gekry het, is dus met 'n fortuin toevertrou. Jesus oordryf doelbewus die skaal van wat toevertrou word om 'n belangrike punt te maak. God plaas buitengewone waarde in gewone dienaars. Maar wat presies is dit wat hy aan ons toevertrou, is die vraag. Petrus identifiseer dit duidelik in 1 Petrus 4 vers 10 en 11. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand preek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees uit die krag van God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag kom tot in alle ewigheid. Amen. Ons is geroep om goeie rentmeesters te wees van God se oorvloedige genade. Elke gawe wat ons het,
elke talent, elke geestelike vermoë, elke hulpbron en elke geleentheid om te getuig is 'n trust. Selfs elke geesvervulde boek en elke verspreidingstas behoort aan God. Dit is aan ons geleen met 'n duidelike verwagting. Bestuur dit. Die Meester gee die talente aan elkeen na sy eie vermoë. Hy het vir niemand te veel en vir niemand te min gegee nie. Alhoewel daar 'n verskeidenheid is in dit wat elkeen ontvang het, geld dieselfde beginsel vir almal. Geen dienaar word uitgesluit nie. Geen gelowige sal voor die Meester kan staan wanneer hy terugkeer en sê, ek het niks ontvang nie. Paulus spreek hierdie verskoning duidelik aan in Romeine 12 vers 6 en 7. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in lering, of wie vermaan in vermaaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Ons het dalk verskillende gawes, maar ons het dieselfde roeping, gebruik hulle. In God se koninkryk is daar nie plek vir toeskouers of banksitters nie. Niemand is vrygestel van die verantwoordelikheid om die talente wat aan hulle toevertrou is te gebruik nie. Jy het 'n gawe. Jy het die evangelie en die gees van God. Jy het toegang tot die leesstof wat oor elke kontinent versprei is. Die vraag is dus nie of het jy 'n talent nie. Die vraag is, wat gaan jy met jou talent doen? Een van die grootste talente wat aan die Sewendag Adventiste Kerk toevertrou is die leesstofbediening. Kyk net na die buitengewone omvang van hierdie heilige opdrag, presies soos dit in Openbaring 14 vers 6 staan. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies, stamme en tale en volke. Elke nasie, elke stam, elke taal, elke persoon. Dit is die kernopdrag van die Adventiste leesstofbediening om die ewige evangelie na die uithoek van die aarde te dra deur die gedrukte bladsy, digitale hulpbronne, 'n geesvervulde boeke. Wanneer ons in hierdie bediening belê, of dit nou is deur gebed, aankope of verspreiding of ondersteuning, vermenigvuldig ons 'n talent met kosmiese betekenis. Die mees onrusbarende oomblik in hierdie gelykenis is nie die oordeel oor die derde dienaar nie. Dit is eerder die oomblik wanneer ons sy ware motiewe ontdek. Hy het nie die talente begrawe omdat hy sy meester gehaat het nie. Hy het dit begrawe omdat hy bang was. En die hartseer waarheid is, sy vrees was gewortel in 'n heeltemal verwronge beeld van God. Matteus 25:24-25 sê, en die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan, en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Die derde dienaar se vrees kom uit 'n siening van God as hard, veel eisend en onmoontlik om te bevredig. Maar hierdie week het ons deur die 6 preke juis 'n ander God ontmoet. Ons dien 'n God wat die 99 skape los om die een verlore skaap te vind. 'n God wat 'n lamp aansteek en die hele huis uitvee om een verlore muntstuk te vind. Ons dien 'n God wat oor 'n stowwerige pad hardloop om sy seun te verwelkom, wat mense dringend nooi na 'n groot fees. Dit is nie 'n harde God nie. Dit is 'n liefdevolle, soekende en vierende God. Die enigste teenmiddel vir 'n teologie van vrees is om sy ware karakter dieper te leer ken. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Volmaakte liefde dryf alle vrees uit. Die dienaar se grootste probleem was nie 'n gebrek aan vermoë nie, dit was 'n gebrek aan liefde. Sonder liefde kon hy nie die meester se ware karakter raak sien nie, en omdat hy hom nie reg geken het nie,
kon hy hom nie getrou dien nie. Die oplossing vir talente wat begrawe word, is nie meer motivering of meer druk nie. Dit is dieper liefde. Op die oppervlak klink die derde dienaar se verskoning amper verstandig. Dit lyk of hy net versigtig was en nie wou verloor wat aan hom toevertrou is nie. Maar Jesus sien reg deur hierdie vermomming. Hy weet dat dit nie wysheid was nie, maar vrees wat die dienaar se optrede beheer het. Die profeet Jesaja spreek juis diegene aan wat toelaat dat vrees hulle gehoorsaamheid lam lê. Jesaja 41:10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. 2 Timoteus 1:7 sê weer, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Dit is die geskenke wat God vir ons gee in die plek van vrees. Want 'n gees van vrees kom nie van God af nie. Wanneer ons toelaat dat vrees ons optrede bepaal, of dit nou vrees vir verwerping is, die vrees om belaglik te lyk, of die vrees vir wat ander mense sal sê, dan begrawe ons die talente wat God juis vir ons gegee het om te laat groei en vermenigvuldig. Die meester se oordeel oor die derde dienaar gaan nie hoofsaaklik oor straf nie. Dit gaan eintlik oor die hartseer vermorsing van potensiaal. Die Bybel is baie duidelik hieroor. Om niks te doen met geleenthede wat aan ons toevertrou is nie, is nooit 'n neutrale keuse nie. Jakobus 4:17 sê, wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Om te weet wat reg is, maar dit nie te doen nie, is op sigself 'n keuse. Dink aan 'n gelowige wat weet al buurman het die waarheid nodig, wat gebid het vir 'n kans om te help en selfs die regte boeke by die huis het, maar dan niks doen nie. Stil bly is nie dieselfde as om neutraal te wees nie. Om niks te doen nie is 'n besluit. Wanneer die meester terugkom, gaan hy nie net vra wat ons gedoen het nie, maar wat ons ook gekies het om nie te doen nie, met alles wat hy aan ons toevertrou het. Die gelykenis eindig nie in die duisternis van die derde dienaar se mislukking nie. Dit eindig juis in die lig van die eerste 2 dienaars se beloning. En daardie beloning is dalk nie wat ons sou verwag nie. Dit is nie 'n rustige aftrede of 'n lewe van gemak nie. Dit is iets veel groter, 'n uitnodiging om te deel in die vreugde van die meester. Matteus 25:21 sê, en sy Heer sê vir hom, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Die erkenning wat die dienaar ontvang is presies dieselfde, of hulle nou 5 talente verdubbel het, of net 2, mooi so goeie en getroue dienaar. Let wel, die meester sê nie, hulle was uiters begaafd of rekordbrekers nie. Hy sê hulle was getrou. Die hemelse standaard vir sukses is nie hoe indrukwekkend ons is nie, maar hoe getrou ons is met wat ons het. Hierdie soort getrouheid word pragtig saamgevat in die slotwoorde van Micha 6:8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en om ootmoedig te wandel met jou God. Hierdie boodskap sluit af met 'n uitnodiging wat die hele week se tema tot 'n hoogtepunt bring. Gaan in die vreugde van jou meester. Dit is die kern van elke boodskap wat ons nog gebring het. Dink daaraan, die herder het gejuig toe die skaap gevind is. Die vrou het haar bure geroep om fees te vier toe sy haar verlore muntstuk gekry het. En die vader het 'n groot fees gehou toe sy verlore seun terugkom. Die hele hemel breek uit in vreugde oor een sondaar wat hom bekeer. En nou, aan die einde van tyd, ontvang die getroue rentmeester die grootste uitnodiging van almal, deel in die vreugde van jou Heer. Dit is presies wat Jesus in Johannes 15 beloof het. Johannes 15 vers 11.
Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan wees. Dit is die pad van getroue diens. Dit eindig nie in uitputting nie, en ook nie in die applous van die skare nie. Dit eindig in die volheid van Christus se eie vreugde. Dit is die beloning vir die dienaar wat getrou was met die bietjie wat hulle gehad het, en wat nou iets beleef wat hulle nooit eers kon droom nie. Die vraag wat hierdie gelykenis by ons laat, is beide persoonlik en van ewige belang. Wanneer die meester terugkeer, en hy sal terugkeer, wat gaan jy aan sy voete neerlê? Paulus beskryf daardie oomblik so in 1 Korintiërs 3 vers 13 tot 15. Elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Ons werk sal getoets word. Dit wat bly staan sal beloon word. Alles wat gebou is op getroue, geesgeleide, evangelie gedrewe diens sal bly voortbestaan. Elke boek wat met gebed versprei is, elke Bybelstudie wat met liefde gelei is, elke deur waarop daar met geloof geklop is, en elke siel wat deur die gedrukte bladsy bereik is, dit is die werk wat die vuur nie kan verteer nie. Dit is wat die getroue rentmeester aan die meester se voete sal neerlê. 7 dae, 7 boodskappe. Een God wat soek, red en feesvier. Een dringende, liefdevolle opdrag wat ons lewens verander. Gaan, soek deeglik, saai, nooi, moedig aan, belê. Wanneer die meester terugkeer, moet ons nie vir hom staan met verskonings nie, maar met 'n lewe van getrouheid wat vrug gedra het. Ons het hierdie week begin by 'n herder wat een verlore skaap gaan soek het en ontdek dat God soek, God red en dat die hele hemel daaroor juig. Ons het hierdie waarheid deur elke gelykenis en elke dag gevolg en vandag kom ons by die eindbestemming uit. Die vreugde van die meester, wat uitgestrek lê voor elke getroue rentmeester wat die talent van die evangelie sonder vrees gaan belê het. Openbaring 22:12 sê, en kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld, soos sy werke sal wees. Hebreërs 6:10, want God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie, en die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. God sal nie vergeet nie. Hy sien elke deur waarop daar geklop word. Hy merk elke boek wat versprei word en hy teken elke gebed op wat gebid word. Hy is die getuie van elke siel wat die fees vind deur die getroue arbeid van sy rentmeester. Hierdie bediening bestaan vir een doel, nie bloot om boeke te verkoop nie, maar om deel te neem aan die groot soektog van 'n soekende God, totdat die feesmaal vol is, totdat die talent verdubbel is, totdat die meester terugkeer en sê, mooi so, gaan in my vreugde. Mag dit jou verhaal wees. Mag dit ons verhaal wees. Amen. Dankie Lera Sutherland vir hierdie inspirerende oproep tot getroue rentmeesterskap, terwyl ons op die koning wag. Om ons gebedstyd af te sluit, nooi ons leesstof-evangelis Anfia Sutherland. Kom ons bid vir 'n finale oorgawe van elke talent, sodat die meester ons getrou sal vind wanneer hy terugkeer. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Ons dank en prys die heilige naam dat ons harte vandag aangeraak word deur die leiding van die Heilige Gees om te kan getuig dat U God is en die Heer is wat ons opskerp en bevoegd maak vir U heilige roeping. Ek dank U vir die talente wat U ook aan myself geskenk het om aan die kinderbediening
'n inkeer Bybelstorieboekie te kon saamstel, die talente van teken wat U in my hart geplaas het, wat ek so baie lief is om te doen, wat ek kon toepas in U leesstofbedieningsveld. Elke prentjie kon U woord van liefde meedeel en illustreer. U waarheid van die Bybel kon uitgebeeld word op 'n vlak waar kindertjies dit kan verstaan en vreugde in kon vind. Ek bid spesiaal vir die lede van ons kerk. Skerp elkeen se talente op so 'n manier om dit uit te beeld in die sendingsveld en die evangelie te kan verkondig. Skenk aan hulle die geleenthede en spreek met hulle harte deur middel van die Heilige Gees. Here Jesus, die werk is baie en die arbeiders is min. Ons bid vir arbeiders, getroue diensknegte wat U diens getrou sal volstaan. Heer, U ken elke hart wat U aangeroep het en nou op hierdie oomblik roep U hulle vir U bediening. Ons ewige Vader, bemoedig elkeen, versterk elkeen en bou ons op. Bied U leiding en wysheid aan die hele uitgewery, bediening van die Suider-Afrika Indiese Oseaan divisie, vir elke literatuur-evangelis, elke uitgewer huiswerker, elke gebedskryger, dat U, Heer, hul getrouheid in die oes sal vermenigvuldig bo alle verwagtinge. U ken diegene wat nou sit en luister, wat reeds besig gevind word in U bediening. Lei hulle op in die leesstofbediening, om deel te maak van hulle roepinge. Skenk aan hulle die ondersteuning wat benodig word om U werk vol te staan. Ons bid vir diegene wat die roeping hoor na die leesstofsendingsveld, daardie groot roeping wat hoop en hulp bied, wat uit U standvastige woord, die Bybel, meegedeel is. Onse Heer, ek het onlangs gehoor dat daar is U kinders wat nog nooit deur middel van die woord, deur middel van leesstof mense bereik het nie, of enigstens leesstof uitgedien het nie. Ons bid dat U hulle belangrikheid mag wys, dat daar is diegene wat nie 'n geleenthede kry om te hoor nie en benodig die skriftelike getuies as hulpmiddels. Mag die kinders van U besig gevind word wanneer U terugkeer om ons te kom haal en mag ons getrou staan en U aan ons elkeen sal sê, soos dat daar geskrywe is in die Bybel. Mag U kinders getuig dat hulle die talente waarmee U hulle mee toevertrou het, kan sê, hulle het ander talente daarby verdien. En U aan ons sê, mooi so goeie en getroue diensknegte. Oor weinig was julle getrou en oor veel sal ek julle aanstel. Want U staan by die deur van ons harte en klop. Mag die Heilige Gees ons lei om ons harte oop te maak vir U roepstem en klop aan daardie deur. Die wat bid en vir julle sal gegee word. Die wat soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want aan elkeen wat bid ontvang. En vir elkeen wat soek vind. En vir hom wat klop sal oopgemaak word. Ons dank U en bid dit als in die naam van onsse God, die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Dankie aan elkeen van U wat aan hierdie week van gebed deelgeneem het. Onthou, die sending gaan voort. Mag jy uitgaan as getroue rentmeesters wat die waarheid deel totdat die meester kom. Amen.